Baie welkom by vanoggend se erediens. Dankie dat julle hier is. Ek kan nie glo dat ons nou al by donderdag is aan die einde van die week nie. Dankie vir een en elkeen wat hier was, vir almal wat sop gemaak het en lekker kom saam kuier het. Baie dankie daarvoor. Dankie Nelis. Ons het baie lekker na jou geluister en ons sien uit na die laaste een. Ons kan nie glo dit is nou klaar nie, dat die lekker nou op is nie. Maar Nelis sê hy kom een van die dae Johannesburg se kant toe of hierdie kant toe. So ek het nou vir hom gesê ons wag vir hom. Ons het baie werk vir hom en dit sal lekker wees as ons hom so af en toe kan nader hark. Maar Nelis, regtig dankie. Dankie dat jy ons breine so 'n bietjie gerek het om buite die boks te dink. Dankie dat jy altyd terugkom na ons toe, dat jy met 'n oop gemoed hier by ons kom leer en dit is regtig vir ons lekker om jou hier te hê. Ons sal jou nie aanhou terugnooi as dit nie vir ons lekker is nie. En dankie vir die moeite wat jy ingesit het in hierdie dienste en mag dit regtig vir julle ook 'n geseënde tyd wees. Ons bid vir julle en dit sal lekker wees as jy weer 'n draai kom maak. So, dankie. Nog nie, daar is ek nou op die lig. Goeiemôre julle. Lekker om julle te sien. Baie dankie het. Hier is regtig vriendelike woorde en ek waardeer dit baie. Dit is vir my baie lekker om hier te wees en almal weer te sien en op so 'n manier ook tuis te kom. Die klok net gou klaar lui. Dankie. Mens moet altyd Pinkster hou met een lekker koue dag. So hier is hy vandag en Sondag. Christo gaan Kaap toe. Ek wil maar net vir hom sê sterkte want hy is oor die naweek in die Kaap. En ons eerste groot reën en koue is Saterdag daar Christo. So jy gaan verlang en weet hoekom het jy Gauteng toe gekom. Sterkte daar. Ek sal eers Sondag daar aankom. Ek hoop die ergste is verby. Ek waardeer julle gasvryheid en die wonderlike manier waarop julle my ontvang het. Dit is vir my altyd lekker om hier tuis te kan wees. Ek hoop ook dat in die loop van die week het jy 'n paar verrassings raak geloop. Ek het doelbewus gefokus op vreemde tekste, minder bekende gebeure en goed wat partykeer so bietjie
in die wonderlike stories van die Bybel weggesteek is, en wat nodig is dat ons dit afstof en daaruit ook ontdek dat dit ons lewe en ons geloof verruim, en ek vertrou dat dit is wat met julle gebeur het. Dit gaan ons vanoggend ook weer probeer, en kyk as ons so 'n bietjie na die diertjies van die Bybel gaan kyk, of daar iets te leer is by die stories van diere in die Bybel, en wat dit dalk vir ons kan sê. Kom ons sing 'n toetrede lied, ons doen dit elke oggend om ons ook net in te stem tot die geleentheid. Lekker lied om saam te sing is liedboek 200 vers 1. U goedheid Heer kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref. Kom ons sit net so, dan sing ons dit saam. Kyk, ons koning kom na ons toe, hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, die vul van 'n pakdier. Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemele. Ek groet julle in die naam van die God, wie ons nou ook prys en loof in ons saamwees. In die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ek nooi julle om te staan, en dan sing ons liedboek 512, ietsie wat ook oor ons verhouding met God praat, nader my God by u, nader my God steeds nader by. Vers 1 en vers 2, liedboek 512, staan daar asseblief. Kan julle die aangrypende fliektoneel onthou waar die lied gespeel is? Wie weet waar dit ikonies in 'n fliek gebruik is? Kan onthou. Titanic. Nou, hy toneel is die Titanic sink, dan speel die orkes nader by God by die skip so 'n bietjie.
dieper in die water gaan. Dan sing hierdie lied regtig vanaand. Besondere lied. Dankie vir julle saamsing daarvan. Ek lees so kort, ek gaan 'n klomp goed lees, maar ek begin daarom met net om julle aandag daarop te fokus uit 1 Kronieke 12 vers 32 gaan ek lees. So hou dit maar net in gedagte. Kom ons bid saam dat die Here ons ook gelei in hierdie Pinkster. Here, ons verklaar saam met die toetrede lied dat dit u goedheid is wat maak dat ons by mekaar kom. Dit is regtig waar omdat u 'n pad met ons loop, omdat u die trooster en die gids is wat ons lei, dat u die een is wat al die geskenke eers aan ons uitgegee het en uitgedeel het wat maak dat ons ook hier by mekaar kan wees as begenadigde mense, as mense wat diep getref is deur die versoening en genade wat u gebring het. En ons dank u daarvoor. Ons weet dat u ons nooit vergeet het. Daarom vra ons nou ook dat u ons vandag aan die waarheid lei, as gids, as een wat ons help om te onderskei, waarop dit regtig neerkom. En verras ons ook met meer as ons ooit dink of glo. Amen. So die stukkie wat ek wil lees saam met 'n klomp ander is uit 1 Kronieke 12 vers 32. Die stukkie op my papier, so kan sommer van die skerm af lees. Uit die nageslag van Isaskar, kenners met insig in die tye, sodat hulle weet wat Israel moet doen. Hulle hoofde was 200 met al hulle stamgenote onder hulle bevel. En nou verduidelik ek hoe ek by die teks uitgekom het en wat die teks dalk vir ons wil sê. Onthou julle, as julle nou regtig waar hier uit my tyd uit al Debou se liedjie die donkie se wonderlike ding. Okay, almal onthou. Nee, ek sal hom nie waar sing nie, ek wil hom dalk speel. Maar dis 'n lekker liedjie wat vertel wat so merkwaardige diere donkies is. Ek was nou daar in die Noord-Kaap. Dis een van die enigste plekke daar langs die rivier waar daar 'n monument vir donkies is. Want daai besproeiing sou nooit kon begin as dit nie donkies was wat die bakkies gedraai het en die water op die oranje geskep het en al die hoër en lyfore gegooi het. En hulle het 'n hele landboubedryf daar begin. In ons eie familie kan ek net hier staan omdat daar donkies was. My pa kon net skool toe gaan oor 'n donkiekar. Hulle het te ver van die skool af gebly. Hy het altyd gesê 10 myl, 16 kilometer. En hy en die neefies en niggies het almal op 'n donkiekar geklim en is dan moes hulle vroegoggend donker die donkies gaan soek in die veld, hulle inspan, skool toe ry, die donkies daar uitspan, die klas gewees en dan middag het hulle weer die donkies huis toe gery. Soos dit nie vir donkies was nie, was daar nie niemand wat op skool was nie. Ek het dalk nou nog daar in Groot Marico in die bosse gebly. So ons is lief en dankbaar vir donkies. As jy daar in die Kaap kom, kan jy gerus by McGregor na David Kramer se plaasie toe gaan. Eseltjies rus waar hy 'n veilige hawe skep vir donkies. Ek het nou net afgetree by Huguenot College. En ek het ontdek dat donkies in die bestaan van die Huguenot College 'n geweldige groot rol gespeel het. Weet nie of julle die storie ken nie, maar donkies is die erenaam vir 563 dominees wat by die Huguenot Sending Instituut gestudeer het. En hulle het kort, dit het begin hier na die Tweede Vryheidsoorlog, Anglo-Boereoorlog, wat daar baie van die boerekrygers kruisgevangenes was op eilande ver weg van hier, daar het 'n soort van 'n herlewing gekom. Baie het teruggekom en wou die Here dien en wou ergens opgelei word in Andrew Murray, soos altyd 'n groot missionêre mens, het begin met die opleiding daar in Wellington van hierdie mense as sendeling. En hulle het die naam gekies dat hulle donkies is. Ek gesê maar op ons rug dra ons die evangelie in Afrika. As nou nog daar by die plek waar ek werk, so 'n bos langs 'n riviertjie, 'n populierbos en ander bome in Andrew Murray se tyd het hulle dan nou die dominees wat klaar gestudeer het daar in die bos ingestuur om daar te gaan bid en helderheid te kry oor waartoe hulle gaan. As hulle klaar gebid het, was daar 'n kaart
van Afrika en dan kon hulle nou daar drukbaan toe gaan. Malawi, Mosambiek, Zambië, Zimbabwe en dan 'n klompie wat noord gegaan het na Sudan, wat toe bekend was as Tiefland en Nigerië. En op hierdie donkies se rug is die evangelie in Afrika gebring en het 'n groot klomp kerke tot stand gekom. Die Reformed Church in Zambia, die Reformed Church in Zimbabwe, die Church in Central Africa Presbyterian, twee synodes in Malawi, die Reformed Church of Nigeria, met paar miljoen lidmate, 6, 7, 8 miljoen lidmate, op die donkies se rug. Die donkies is in Huguenot College se bestaan en daar in Wellington, 'n ere. So dit het my geloop om bietjie te dink oor donkies in die Bybel. Onthou julle die donkie stories wat daar in die Bybel is? En hoeveel daar is? Al die bekendste een ken ons natuurlik uit ons Sondagskool daar. Numeri 22, die storie van Biljam en Balak. Biljam is gestuur om God se mense skade aan te doen. En nou ry hy op 'n donkie daar in die pad. En dan stuur die Here 'n engel wat hom keer. Die engel staan daar met 'n swaard wat soos 'n vuurvlam lyk. Maar Biljam kan nie die engel sien nie, die donkie wel. En dan steek die donkie die hele tyd vas en gaan lê naderhand. Nou Biljam is woedend en gee die donkie pak slaag. En dan skielik laat die Here vir Biljam hoor hoe die donkie met hom praat. Die donkie sê: "Wat het ek aan jou gedoen dat jy my slaan? Jy maak 'n gek van my," sê Biljam. "As ek 'n swaard gehad het, het ek jou doodgemaak." Nogal ironies, want nou gaan hy die swaard sien, hè. "Het ek jou al ooit voorheen so behandel?" En dan natuurlik die ontknoping, dan gaan Biljam se oë oop. En jy sien die engel met 'n swaard daar voor hom staan. En dit maak dat hierdie donkie soort van 'n evangelis is. Die pratende donkie help Biljam om God se stem te sien en te hoor. Dis ook net een van 2 plekke in die Bybel waar diere praat. Die ander een is die slang in die paradys, né? Waar diere ook gepraat het. Dis vir 'n oombliekie skief jy net daar. Ja, sê, die winter is hier. Verskoning. Daar's nog 'n donkie storie. Nog 'n donkie storie is Job. Job praat van die wille donkies, 'n aangrypende metafoor wat hy gebruik, ook oor mense wat nie inpas in die hoofstroom nie, en soos 'n wille donkie hulle eie kop volg en daar buite in die woestyn bly en wegvlug van die gedruis in die besige lewe. Die storie van Job se wille donkie het vir baie mense wat in 'n kontemplatiewe spiritualiteit tuis voel, 'n metafoor geword van hulle eie geestelike lewe. Natuurlik ken julle die beroemdste donkie storie van almal. En dit is die ene wat ons van lees in Matteus 21 en Lukas 19, dis wat ek nou gaan lees. Jesus se intog in Jerusalem op wat ons nou noem Palmsondag. Julle ken die storie baie goed. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: "Gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, op 'n jong donkie, die vol van 'n pak." Die disippels het gegaan en gemaak soos wat Jesus hulle beveel het. Hulle die donkie in die vol geneem, boklere op hulle neergesit en hy daar gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei. En die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: "Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste." En toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer en hulle het gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het gesê: "Dis die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea." Dit is 'n baie ryk teks, né? Daar's baie simboliek in die teks. Die feit dat Jesus op 'n jong vul ry is 'n vervulling van 'n profesie
dat hy op hierdie dier sal ry wat sonder gebrek is en 'n rein offer is. Die feit dat hy op 'n dier inry is 'n aanduiding van 'n soort spesiale adel, maar tog met 'n ironiese draai in die storie. Dis ook die vervulling van die profesie in Sagaria, waar daar staan: "Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy's regverdig en die oorwinnaar, hy's nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie lê." Maar soos ons gister al gehoor het, is Jesus andersoortige adel, waar adel stadig loop en dit so half die aandag op hulle trek met hulle passies, is Jesus die een wat haastig skarrel en diensbaar is. In die Romeinse era het belangrike generaals en groot heersers op perde gery. Donkies was nie die ideale dier vir konings nie. Maar Jesus is 'n egte koning, maar 'n nederige koning wat op 'n donkie ry. Daar's ook in die teks nogal 'n baie kosbare stukkie wat vertel dat donkies kan in God se diens wees. Ek weet nie of julle dit raak gehoor het nie, kom ons herhaal dit weer. In vers 3 het ek gelees, en as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Wow! God het donkies nodig? Die is wat ons nou maar noem missionale teologie, waarin ons erken dat God besig is om te werk in sy skepping. 'n Geweldige belangrike konsep om te verstaan dat God in sy werk mense en diere in die ganse skepping gebruik om sy plan tot werklikheid te bring. Die donkies, die disippels moet hulle gaan kaap, as dit ware. Hulle gaan vat daar in die besige strate van Jerusalem, want God wil hulle gebruik om sy storie 'n werklikheid te maak en sy plan tot volvoering te bring. God is besig in sy skepping en met sy skepping, en hy het mens en dier nodig om sy planne tot uitvoering te bring. Mense en selfs diere kan deel wees van hierdie plan van God. Dit is presies hoe daardie sendelinge van die Grote Kollege hulle werk verstaan. Hulle het hulle self gesien as mense wat 'n roepstem hoor. God sê vir hulle, ek het jou nodig. En hulle het hulle self trots donkies genoem wat deur God gebruik word. So, ons is nou al so 'n bietjie onrustig. Waar gaan die storie heen oor donkies in die Bybel? Jesus wat op 'n donkie Jerusalem inry. En hoekom sou Jode wat dit gesien het ook geweet het agter hierdie inry op 'n donkie is hier meer as wat hulle dink? Wel, om dit te verstaan moet ons so 'n bietjie teruggaan na die Ou Testament en na Genesis 49. In Genesis 49 is een van daai bekende tonele waar mense geseën word. Nou, in die Bybelse tyd het hulle baie diep oortuiging gehad as 'n belangrike figuur, soos 'n stamvader, die oupa van die familie. As hy sekere seëninge oor mense uitspreek, het dit blywende impak op hulle lewe. So ons tref in Genesis 49 ou vader Jakob aan, wat verstaan hoe belangrik is seën. Julle onthou mos dat hy self bietjie jakkalsdraaie gedraai het om 'n seëning te kry, hè? Toe sy pa oud en blind was, het hy sy boetie Esau bedrieg deur bokvelletjies oor sy arm te sit en 'n pot lensiesop te verruil vir die seun van die eersgeborene. En het Jakob self beleef hoe belangrik is seën. Nou is die storie hele en verder. Hy lê op sterwe en hy 12 kinders. En in hierdie gedeelte hoor ons nou al die seëninge wat hy oor sy kinders uitspreek. Een van die belangrike kinders is Juda. 'n Leeuwelpie is Juda staan daar. Van die prooi my seun het hy opgestaan. Hy sak af, gaan lê soos 'n leeu, soos 'n leeuwyfie, wie sal hom opjaag. Daar word altyd van die leeu van Juda gepraat. Dis die seëning wat al van oertyd af kom, saam met Jakob.
Maar nou gaan ek julle aandag vra vir Isaskar. Onthou julle dat hy ook een van die 12 kinders was? Ons praat bitter min. Ek weet nie of julle al ooit in julle lewe 'n preek oor Isaskar gehoor het. Enige iemand wat al 'n preek oor Isaskar gehoor het? Belangrike figuur. Daar staan in Genesis 49, Isaskar is 'n bonkige donkie wat gaan lê tussen die saalsakke. Hy het gesien hoe goed die rusplek is en hoe lieflik die land. Hy het sy skouer laat sak vir die las en hy het 'n dwangarbeider geword. Isaskar is 'n donkie, 'n pak. Nou, dit herinner ons skielik ook weer aan dat donkies eintlik baie belangrik was in die Bybelse tyd. Hulle was die Toyota Hilux pakkies. En daar was niks anders om afleweringe mee te doen nie. So donkies het afleweringe. Almal het altyd alles op 'n donkie gepak, eintlik te veel op 'n donkie gepak. En dan het hulle gebruik om alles te vervoer. Groot goederes is soms op kamele vervoer. Maar donkies was die hart van hulle vervoerstelsel. Rabbies het ook baie keer op donkies gery. En dis beskou as waardige rydiere vir rabbies. En daarom staan die Isaskar, jy's 'n bonkige donkie. Jy gaan lê tussen die saalsakke, jy word swaar gelaai. Nou dis nie al waar Isaskar se donkie storie na vore kom nie. Nou, uiteindelik bring ek julle by ons fokusteks van vanoggend, 1 Kronieke 12. In 1 Kronieke 12 is daar 'n toneel waar koning Dawid nou voorberei vir 'n veldslag en hy maak die 12 stamme bymekaar. En elkeen van die 12 stamme kom nou na 'n plek toe waar hulle moet bymekaar kom en hulle stuur baie soldate. Julle kan daai teks gaan lees, Juda stuur 'n paar duisend, en so word al die stamme se name genoem en elkeen stuur letterlik duisende soldate en leiers of offisiere om te kom deelneem aan die oorlog. Maar dan staan daar in 1 Kronieke 12 uit die nageslag van Isaskar, kenners met insig in die tye sodat hulle weet wat Israel moet doen. Hulle hoofde was 200 met die stamgenote onder hulle bevel. Die donkiestam se fokuspunt is 200 leiers. Hulle het 'n besondere gawe. En daarom maak hulle so 'n groot verskil. Hierdie Isaskariete wat oral bekend was, jy kan maar sê hulle dier was die donkie, is mense wat daar staan, kenners met insig in die tye wat verstaan het wat Israel moet doen. Daarom het hulle net 200 leiers gestuur. Dis mense wat die lewe kan uitfigure. Dis mense wat sal ons deesdae sê wat kan onderskei waarop dit neerkom. Hulle kan tekste en kontekste lees en interpreteer. En hulle kan met wysheid dinge toepas. Prof Dani Veldsmann maak baie in die aand Pinkster gebruik van die konsep van wysheid, die lewenskuns. En die donkies, Isaskariete, was by uitnemendheid toegerus om dit te kan doen. Hulle kon uitwerk waar God werk, sodat hulle kan aansluit by wat God doen. Dit gaan eintlik maar oor onderskeiding. En ek onthou al vir baie jare is die gemeente Weltevrede gereeld besig met hierdie vraag: wat doen God en wat wil God doen? Dit is vrae wat onderskei ons. Ek het baie vir my studente gesê, julle hoef net saam met julle kerkraad 2 vrae te kan antwoord, dan sal julle julle werk kan doen. Wat is God besig om te doen daar in julle omgewing en onder julle? En wat wil God doen? Waartoe wil God met julle gaan? Wat is die nuwe toekoms wat God vir julle in gedagte het, wat nou al teenwoordig is? Daar is deesdae vreeslik baie belangstelling in die geloofsvorming van Ignatius, 'n kerkvader. En een van sy sleutelgebruike is om mense te leer om God in die alledaagse raak te sien. Om te weet hier reg rondom my is die goed wat gebeur waar God werk. Donkies wat vasgemaak staan.
sodat die disippels hulle kan kom haal. Mense wat kan weet waarop dit neerkom. En ek herinner nou maar vandag weer ook hierdie gemeente, dat dit van die belangrikste gawes is. Om mense te hê en hulle stemme te hoor, mense wat kan onderskei waar God werk, soos Isaskariete van ouds. As ons genoeg mense in weltevrede het wat kenners is met insig in die tye, sodat hulle weet wat weltevrede moet doen, dan sal ons die vraag kan antwoord, wat wil God doen? Dit is eintlik maar mense met 'n soort van 'n streetwise wysheid. Jy verstaan die spel. Dis wat hier bedoel word. Dis mense wat die lewensspel verstaan. Nou ek het lank gedink, nou wat is die beste voorbeeld daarvan wat ek nou vanmôre vir julle sou kom verduidelik. En toe besef ek die gebeure van 15 Oktober 2023 is 'n goeie illustrasie van wat Isaskar se mense gedoen het en wat ons moet doen. Ek weet die datum is te eklekties dat julle nou gaan onthou wat het op 15 Oktober 2023 gebeur. Dis die semifinaal van die Wêreldbeker. Suid-Afrika speel teen Frankryk. Die Franse is die gunsteling span en hulle druk 'n 3 en Thomas Ramos neem die doelskop waar. Nou onthou julle, nê? Maar Thomas Ramos se probleem is hy het verskriklik baie tyd gevat om te skop. En in Suid-Afrika se span is daar 2 mense wat rugby streetwise benader. Die afrigter Rassie Erasmus en een van die rugby geneë Cheslin Kolbe. En hulle het geweet, berekend, dat wêreldbekerwedstryde met min punte gewen word. 1 of 2 punte maak 'n verskil. Elke puntjie wat jy kan melk, kan jou die wenner of die verloorder maak. En hulle het geweet dat Thomas Ramos te lank vat om af te skop. En dit beplan daarvoor. Hulle was rugby-wise, street-wise. En natuurlik toe hy nou nog daar staan en trippel met sy passies is, toe die oorlosie al verbygegaan, en die tyd vir die doelskop is verby, en Cheslin Kolbe is soos 'n blits daar uit, en hy storm die bal af en die doelskop is mis, en die eindtelling is, onthou julle, 28 vir die Franse, 29 vir die Springbokke. Omdat 2 mense kon onderskei hoe werk die spel, kon hulle wêreldbeker wen. Ek dink dis die soort wysheid wat ons as gelowiges nodig het. 'n Soort van 'n aardse wysheid wat ons help om te navigeer op hierdie lewenspad wat ons loop. En ons moet luister na wat die Gees ons reisgenoot sê terwyl ons so haastig op pad is. Soos die leiers van Isaskar, waar getalle nie die belangrikste is nie, maar die kwaliteit van leierskap. Wat ons eintlik maar nodig het, soos wat ons gister al gesuggereer het, is donkies in 'n gemeente. Wat kan antwoord, soos toe Jesus Jerusalem ingery het. Ek weet God het my nodig, hier is ek. Gebruik my hoe u ook al dink en wil. Dit is om jou roeping te hoor en om te onderskei wat God besig is om te doen. En ek moet nou sê, 'n soort van as my laaste opmerking vir hierdie Pinksterreeks. Ek was nou 40 jaar lank 'n dominee tot hier met my aftrede. Ek hoop ek kan nog lank met hierdie goed besig bly. Maar die een ding wat berge kan beweeg en kontinente kan evangeliseer en siekes gesond kan maak en die wêreld kan verander, is mense wat vir die Here sê, hier is ek, Here, gebruik my. Mag die Here julle en die gemeente gebruik. Amen. Goed, ons gaan weer vanoggend in ons tradisie saam bid, weer op 'n ander manier vanoggend. Ons gaan meer van stilte gebruik maak, maar ook die van julle wat 2-2 by mekaar sit. Hier is nog 'n hele paar van julle wat man en vrou dalk hier is of langs 'n goeie vriend of vriendin sit. So ek wil julle uitnooi om net as jy alleen sit in stilte by jouself of as jy saam met iemand sit, julle 2 of 3 saam, die geleentheid te gebruik om daar saggies saam te bid dat die ander in die groepie jou kan hoor. Maar so 'n tipe klein groep gebed. Dit het ons mos al baie gedoen. Ons doen dit baie by ons Bybelstudiegroepe en goed ook. So daar's tyd vir gebed
En die wat net lekker alleen sit, kan ook die tyd gebruik om met God te pad te loop en te praat. Kom ons bid saam. Amen. Ek nooi julle uit om, as ons uitgestuur is uit die kapel uit, koppie sop in die koffiewinkel saam te drink. Daar is ook 'n mandjie buite. Klein bydraadjies is ook belangrik, soos ons al hoeveel keer gehoor het in hierdie reeks. En nou gaan ons lekker saam sing uit Liedboek 475, vers 1 en 2, 'n oproep om God te loof en te dien en onsself ook beskikbaar te stel, gebruik my Here. Kom ons staan, ons sing ons dit saam. Nou op 'n manier in hierdie teks sê die Here vir ons, jy's vasgemaak, ek kom maak jou los, né? Want ek het jou nodig. Ek het donkies nodig. Karre, maar mense veral. Die kerkwerk waar mense werk. Gaan nou uit met die krag van die Gees en doen wat die Here jou roep om te doen. Die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God wat alles vir ons gee. En die teenwoordigheid en wysheid en kennis van die Heilige Gees wat ons help om te onderskei, is en bly met elkeen van julle tot in ewigheid.